Goeiemôre, baie welkom. Ek was nou net eers seker maak dat ek nou presies op die kop begin. Ek sal harder praat, dan is dit nog beter. Ek hoop dit gaan goed met u. Baie welkom vanoggend hierso. Dit is darm nie so koud nie. Ek het net maar 'n baadjie aangetrek. Ek is onseker of ek moet koud kry of warm kry. Dis aansienlik kouer daar waar ek is in daardie Hillcrest omgewing. Dit is lekker warmer hier onder teen die bult af. Dit is vanoggend Vadersdag, so dankie aan wie ook al hierdie pragtige geskenkie vir al die vaders uitgegee het vanoggend. Ek het hierdie gebed gelees wat op my kaartjie geskryf is. Ek weet nie of dit dieselfde is op almal se kaartjies nie. Vadersdag gebed. Here seën al die pappas, ooms, oupas in die wêreld. Lei hulle om goeie, liefdevolle rolmodelle te wees vir hulle kinders. Ek is seker 'n kind het dit geskryf. Help hulle om 'n goeie vader te wees soos U vir ons is. Gee hulle geduld om elke situasie met liefde te kan hanteer en hulle kinders aan U te leer, van U te leer. Amen. Pragtige, mooi gebed. Baie dankie vir die geskenk. Ek het nou gewonder, wat sal ek nou vanoggend sê oor Paas, né? Paas is so 'n belangrike deel in 'n mens se lewe. Of hulle nou daar is, of hulle nie daar is nie, jy kry ook verskillende paas. Jy kry beteres en swakkere paas. En ons weet natuurlik, paas nou nie net noodwendig daardie persoon wat jou in die wêreld ingebring het nie. Dit is, of deel daarvan was nie. Hy is eintlik 'n regte pa, as een wat sy kinders vorm, vir sy familie sorg en so. Maar ek het nou gedink, miskien moet ek nou vanoggend, net voordat ons begin saam sing, net 'n paar goeie sê oor paas, en ek kon nou hier op die internet 'n klomp dad jokes kry, wat ek ten minste nou so 1 of 2 vir jou kan voorhou. Nou, dad jokes is 'n ou flou grappietjies, wat paas partykeer vertel, en dit is net vir hulle snaaks, vir niemand anders nie. Die ander mense lag net uit beleefdheid uit, as paas hierdie tipe grappies vertel. Nou, ek kon dit nou net in 'n paar Engelse grappies kry, want ek ken nie eintlik baie dad jokes myself nie, maar hier is een wat sê, a dad joke, skeletons are so skinny because nothing gets under their skin. Nou, dis 'n tipiese dad joke. What did the policeman say to his belly button? You are under arrest. What's your computer's favorite snack? A microchip. Ja. En so gaan dit aan. What do you call a bear with no teeth? A gummy bear. So ek hoop jy geniet Vadersdag en ook die unieke, besondere rol wat paas in mense lewe speel. Ek weet nie, hoe was jou verhouding met jou pa nie, en of jy hom geken het of nie geken het nie. Maar hy het maar net een pa nie in hierdie lewe, en daai hinkering na hom vir sy versorging en vir sy leiding sal altyd daarso wees en by 'n mens bly. So, baie welkom vanoggend. Mag dit 'n goeie Vadersdag wees. En ek wil nou gesê het bederf al die paas, maar ek voel so half paas word elke dag bederf. So, maar dit is reg, doen dit dan maar spesiaal vandag. Ek het nie afkondigings om vir u uit te lig nie. Jy ontvang die afkondigings. Ek wil net weet, is Wilna Meiburg volgend hierso? Sy nie hierso nie? Goed, dit is haar verjaarsdag vandag. So sy is vandag 80 jaar oud, vir die wat haar ken. Baie geluk. Mag dit 'n wonderlike geseënde dag ook vir u wees vanoggend, dan ook in u afwesigheid. En dan Mimi
Ons dink ook aan jou wat geval het, baie sterkte, ook dan hopelik nie te seer gekry nie. Dit is wat ons aankondigings en afkondigings aanbetref. Kom ons begin deur lekker saam te sing, en ons doen ons voorsangliedere, daar is so 3 liedere wat ons gaan sing. Ja, lied 1 is Bring my die ou tyding, en ons sing daar so vers 1 en 2. Ons tweede voorsanglied is die liefde van Jesus is wonderbaar, en ons sing ook daar vers 1 en 2. Ons sluit ons voorsang af met Vonk 427 vers 1, 2 en 3.
gaan vanoggend vir u geleentheid gee vir 'n eie stil gebed in u hart. Ek gaan vir u 'n paar sekondes gee van stilte en daarna gaan ek vir ons open met die woorde met die seëngroet. Kom ons raak stil. Psalm 100 vers 4. Gaan sy poorte binne met lofprysing, sy voorhowe met 'n loflied. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Vir ewig duur sy troue liefde, van geslag tot geslag sy trou. Met hierdie uitnodiging en ook hierdie opdrag om God se poort binne te gaan, sy teenwoordigheid binne te kom met lofprysing, omdat hy goed is. Groet ek u vanoggend. Ek groet u in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Weet dat God is hier, teenwoordig hier by jou. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n loflied saam tot eer van sy naam uit die liedboek 514 verse 1 en 2. Ons gaan vanoggend saam lees in die prediking, die woordverkondiging. Kyk, kom uit die evangelies uit die evangelie volgens Markus. En ek gaan vir ons voorhou ons fokusgedeelte uit die woord uit vanoggend, Markus 1 vers 16 tot en met vers 20. En die tema van ons prediking vanoggend en die woordverkondiging is van min na meer in God se hande. Hierdie beweging wat ons gaan sien hierso van die disippels van Jesus Christus wat van min na baie meer in hulle lewens gereis het. Voordat ek vir ons die gedeelte voorlees, is dit belangrik dat ons vir die Here vra om ons te lei hierin. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, ons is gereed, ons harte is voorberei en ons is gefokus om na U te luister.
Dit is vir ons belangrik, Here, om U te ken. Dit is vir ons belangrik om U te soek en te vind. Daarom vra ons ook dat U vanoggend deur die lees van die woord, deur die verkondiging van die woord, U sal soek. Help ons tog maar om nie in die woorde van die prediker vas te luister nie, maar dat ons dieper U stem sal soek in dit alles. Openbaar U self aan ons, want vanuit onsself is ons nie in staat om op te klim na U toe en U te ken nie. Dankie vir U woord wat vanoggend met ons kom praat. Dit wat ons bid en vra, doen ons in die naam van Jesus Christus. Amen. So ek is in Markus 1, ek het gedink ek sal graag hierdie jaar vir die koningskrykstyd uit die evangelie van Markus wil preek, so as daar nou nie ergens ander temas is wat inkom nie, sal U my dan nou vir die res van die jaar baie sien fokus uit Markus uit. Kom ek lees vir ons daai teks voor, dat ons in dit in kan kom. Markus 1 vers 16. Terwyl hy langs die see van Galilea loop, het hy Simon en Andreas, die broer van Simon, nette in die see sien uitgooi, want hulle was vissers. Jesus sê toe vir hulle, volg my, en ek sal julle vissers van mense laat word. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Hy het 'n entjie verder geloop en Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die boot besig was om nette heel te maak. Hy het hulle dadelik geroep en hulle het hulle vader Zebedeus met die huurarbeiders in die boot agtergelaat en weggegaan agter hom aan. Net tot daar lees ons saam ons fokusgedeelte. Volg my en ek sal julle vissers van mense laat word. Het jy al ooit daaraan gedink? En as jy nie, is dit miskien 'n goeie idee om vanoggend daaraan te dink. Wie is besig om jou te vorm, of wat is besig om jou te vorm in die lewe? Of ons dit nou wil weet of nie, of wil erken of nie wil erken nie, daar is konstant 'n invloede op ons lewe wat jou vorm en jou maak. Dis baie keer so subtiel, jy kom dit nie eens agter nie, soos asemhaling. As jy nie na jou asemhaling oplet nie, dan weet jy nie dit gebeur nie. En dit is hoe vorming ook werk. As jy nie daarop fokus nie, en jy kyk nie daarna nie, dan kom jy nie eers agter. Maar jy is besig om gevorm te word, en dis 'n klomp goed wat besig is om te verander nie. Jy is nie dieselfde, as jy nou vandag, ek weet nou nie hoe oud is jy nou vanoggend nie, maar jy is nie dieselfde vandag, soos toe jy was, toe jy 5 jaar oud was, of toe jy 10 jaar oud was nie. Daar het 'n klomp vorming plaasgevind. Jy is nie eers meer dieselfde toe jy in jou 20's was, of jou 30's, of selfs later, 40's, 50's, 60's nie, ensovoort. Verskoning. En dit is nie net jou uiterlike vorm wat verander het nie, alhoewel jou DNA speel ook 'n rol in jou vorming. Jou liggaamlike vermoëns. Dit wat jy kan doen en dit wat jy nie kan doen nie. Dit het ook te doen met hoe jy gevorm word, jou beperkings, of dalk die goed waarmee jy baie goed is. Dit vorm jou ook. Nie net van buite nie,
maar ook van binne. Van die belangrike rolspelers in hierdie vorming van jou lewe is uit die aard van die saak vanselfsprekend, hoop ek, is jou ouers, jou ma en jou pa. Vanoggend Vadersdag fokus ons 'n bietjie op paas en die belangrike rol wat veral paas speel in die vorming van hulle kinders. So, dit is ten minste een element wat 'n mens goed kan sien. Ja, maar ek weet, hulle is deel van die vorming in my lewe en wie ek is, wie jy is vandag, het baie te doen met jou ma en pa, of jou oupa en jou ouma. Een van die vorige leraars van hierdie gemeente, dalk onthou jy hom, dalk was hy hier, toe hy hier was, is Dr. Alwyn Landman. Hy het sy doktoraal gedoen in jeugwerk, daar by Theuler Seminary, en Dr. Landman se navorsing het daaroor gegaan dat daar is in die loop van jou ontwikkeling 5 sleutelpersone wat 'n invloed het op wie jy is, waarvan dit gewoonlik jou ouers is en dan enige ander kombinasie van 5 volwassenes. En hulle het 'n invloed op jou vorming en wie jy word en wie jy besig is om te word. Soos byvoorbeeld 'n onderwyser by die skool. Die onderwys het 'n geweldige groot invloed op jou vorming. Ek onthou, ek was so bang geweest vir my laerskoolonderwyser, meneer Jort. Hy het so snor gehad, wat soos 'n beeshoorings hier gehang het. En ek het hom nog nooit sien glimlag in sy hele lewe nie. En wat my nou so bang gemaak het van hom is, hy het aan sy een hand net 4 vingers gehad. So een was 'n stompie gewees. En ek het hom nooit sien glimlag nie. Jy weet, en ek was ook nou nie die flikste seentjie toe ek klein was nie. So as jy nou nie jou huiswerk gedoen het nie, dan het hy jou nou geshame voor die hele klas. Jy weet, en hy het jy so met sy stompie so gepouk hier voor jou bors en gesê, hoekom is jou werk nie klaar nie? Kyk hoe lyk jou boek. Hy was baie kwaai, die hele klas was bang geweest. Hy het een dag een van ons klasmaat so in sy arms gevat, hom so opgetel en hom so bo op sy tafel neergesit. Ek was bang vir daai ouetjie se part gewees. Ek is so bly geweest, dit was die ek geweest daai dag geweest. Nou gelukkig gaan dit vandag nie meer so in skole nie. Ek hoop nie so nie. Maar in my jare was die onderwysers nogal baie kwaier en strenger geweest. So onderwysers speel 'n baie groot rol in jou lewe. Ook wat jou vakke aanbetref, as jy 'n goeie onderwyser het, dan sê jy in alle waarskynlikheid goed doen in daardie vakgebied ook, en andersom natuurlik is ook dieselfde. Jou verhoudings vorm jou. Die persoon, kom ons begin by jou vriende. Jou vriende wat jy kies in die lewe, hulle vorm jou. Is dit nie so nie? Die Bybel help ons om dit te verstaan. Daar so in Spreuke 27 vers 17 as hy sê, yster slyp yster. So sal die persoon van die persoon van 'n ander ene vorm. Sal hom maak, sal hom verander. Jou vriende wat jy het, jou lewensmaat, as jy nou getroud is, of dalk nou nie getroud is nie, hy of sy het definitief jou verander. As jy dalk 'n ongeduldige, vurige man was, is jy dalk nou hopelik vandag al 'n rustiger, kalmer man, weens die invloed van jou vrou. As jy jou sokkies en jou klere oralste neergegooi het, is dit dalk nou al in jou lewe netjies, weens die invloed van jou ma, primêr maar ook jou vrou, wat jou gehouse train het. En vir jou gesê het, maar dit is hoe dit werk. So met wie jy getroud is, het daardie persoon het veral 'n invloed op jou. Of dit goed of sleg is. Dit is nie altyd goed nie. Jy kan ook gevorm word in hierdie lewe
deur goeters soos pyn en hartseer, wat nie noodwendig persone is nie, maar wat omstandighede is, goed wat met jou gebeur, wat jou verander. Jy kan geweldig seer gekry het in hierdie lewe, wat gemaak het dat jy terugtrek, dat jy terugtree, en eintlik nie is wie jy veronderstel is om te wees nie. So jy sien daar is verskeie goeters wat ons vorm, van dit meer opsigtelik, ander minder opsigtelik. Een ding wat jou definitief vorm is jou loopbaan. Dit wat jy doen vir 'n lewe. As jy prokureur byvoorbeeld is, dan beland jy in die wêreld van prokureurs binne in daardie beroep. En iets van daardie beroep, in daai professie en die uitoefening daarvan, vorm jou en maak jou wie jy is. Of dit nou 'n dokter is, en of dit nou 'n ingenieur is, maak nie saak wat jou beroep is nie, dit het 'n invloed op jou. 'n Mens sien dit dalk die beste of die mees ekstreme voorbeeld daarvan, as jou beroep 'n politikus is. Kan jy nou dink, hoe as jy nie versigtig is nie, hoe daai wêreld jou kan vorm en ontvorm en maak. So jou loopbaan speel definitief ook 'n baie groot rol in jou vorming. En as ons nou vanoggend hierso lees in Markus 1 vers 16 tot 27, dan lees ons mos nou van ouens wat besig was om te werk. Hulle was besig om hulle werk te doen, en ons lees in hierdie gedeelte, hulle was vissermanne gewees. Dit was hulle werk wat hulle gedoen het, tot en met Jesus in hulle lewe gekom het, en hy vir hulle baie vreemde ding gesê het, en daar iets wonderliks met hulle gebeur het, en dit is waarop ons fokus vanoggend is, om op te let wie jou vorm, en om seker te maak dat jy in die hande gevorm word van die regte persoon. Om dit uit te klaar, en ook om daardie keuse te maak. Om te sê, maar ek kies om myself in God se hande te plaas, dat hy eerder die een is wat my vorm, as al hierdie ander invloede wat daar is. Nou as 'n mens so 'n studie begin maak van die evangelie van Markus, dan sien ons, Markus draai nie eintlik doekies om nie, hy begin baie vinnig in sy evangelie. Hy skryf niks omtrent Jesus se geboorteverhaal in die evangelie van Markus nie. Jy gaan dit nie daar sien nie. Die ander evangeliste, Matteus, Lukas en Johannes, hulle is meer baie uitgebrei, hulle vertel van die geboorte van Jesus Christus en so iets van sy kinderdae en so, en brei uit daaroor. Markus nie. Markus trap die petrol hier van die begin af. Dis asof hy haastig is. Hy's haastig om by 'n punt uit te kom. Hy's haastig om by die lewe van Jesus Christus uit te kom. So hy skiep so half hierdie begin gedeeltes. Nou ons weet dat Markus was baie sterk onder die invloed gewees van Petrus. Petrus het in alle waarskynlikheid 'n oog gehou oor die skryf van die evangelie, soos wat hy geskryf is, omdat mens baie sterk trekke daarvan raak sien, en ook in ander boeke van die Bybel daar verwys word na hom. En hierdie Markus wat hierdie evangelie geskryf het, is alle waarskynlikheid die kleinneef van Barnabas, wat saam met Paulus ook gereis het in sy evangelisasie werk. En hy so haastig hier in die begin
om dit te vertel, dit wat hy gehoor het by die disippels, en wat hy by hulle geleer het, en by hulle gesien het, omdat hy wil hê, ons moet uitkom by hierdie punt, om nie 'n nuttelose lewe te leef nie, maar tog wil hy 'n goeie weergawe gee, van die lewe van Jesus Christus, hier op aarde. 'n Lewe wat die moeite werd is om te lewe. Dit beteken nie dat 'n lewe wat die moeite werd is om te lewe, beteken nie noodwendig dat jy 'n slegte mens is of 'n goeie mens is nie. 'n Lewe wat die moeite werd is om te lewe, is 'n lewe wat sin het. As God jou roep, as God jou roep tot jou eie voordeel. Nou, dit is 'n moeilike ding om te begryp. Baie keer wonder mense vir jouself, ja, maar hoekom moet 'n mens God volg? Hoekom moet 'n mens 'n klomp goeders doen? Die goed wat jy moet doen is nie vir God nie. Dit is vir jouself. Dit is soos 'n goeie pa. 'n Goeie pa leer sy seun, omdat hy weet, dit wat hy sy seun leer, is goed vir hom. Dit is goed vir hom om dit te doen. Daarom leer hy dit vir hom, want hy weet, dit gaan sy lewe ryker maak. Jesus se oproep om hom te volg, soos wat ons dit kry in hierdie teks, is nie om die lewe vir ons moeilik te maak met 'n klomp reëls en regulasies en 'n klomp goed nie. Dit is omdat hy jou ken en omdat hy weet dit is tot jou voordeel. En dit gaan jou die beste vorm en dit gaan jou uitbring by 'n lewe wat nie nutteloos is nie, maar wat sin maak. Meer as dit nog, daar is oorvloed aan die einde van daardie reis. As jy vanoggend miskien ongelukkig is, of kwaad is en onvervuld voel, of ongeïnspireerd voel, moet asseblief nie vanoggend so weer hier uitstap nie. Volg Jesus, volg God, sodat hy jou daar kan uitlei. Jy kan die wêreldse raad en advies volg, en hulle sal in alle waarskynlikheid vir jou goeie tips gee, maar die beste om te volg, om daar uit te kom, is Christus, is God self. Selfs al voel jy, dit gaan aan die begin slegter as beter. Laat die Here jou vorm, laat hy jou vat van minder na meer. Nou as mense hierdie gedeelte lees, dan sien jy vir hierdie vissermanne om Jesus te moes gevolg het, is daar iets wat hulle moes gelos het. Hulle was besig om iets te doen, hy roep hulle, en hulle kon hom nie gevolg het, solank as wat hulle dit nie gelos het nie. So die teksgedeelte sê hulle net daar gelos, en hulle het agter hom aangeloop. In 'n sekere sin sou mens kan sê hulle het hulle vaste werk, dit wat vir hulle inkomste bied, dit wat vir hulle sekuriteit bied en vir hulle gee. Hulle was bereid gewees om dit op te gee, om dit te los en Christus te volg. Nou hoe dit gewerk het in daardie tyd, en miskien weet jy dit,
want hy sal 'n goeie student van die Bybel, is dat vissermanne was, so wonderlik as wat hulle is, was nou nie die hoogste en die beste beroep wat jy in daardie tyd kon gehad het nie. So die Joodse stelsel het bietjie anderste gewerk. So as jy nou so 5 jaar oud was, dan het jy begin skool toe gaan. En dan het hulle jou geleer tot jy so 12 jaar oud was. Net so voordat jy nou volwasse is. Hulle het jou geleer. En hulle het jou nou nie geleer lees en somme doen en so aan nie. Jy moes gememoriseer het. So dit was jou werk gewees van 5 jaar oud tot 12 jaar oud. Daar was 'n rabbi gewees en hy sou die Torah vir jou voorgelees het. En jy moes dit uit jou kop uit geleer het en geoefen het. Tot jy dan nou so 12 jaar oud was, en as jy nou nie baie goed was, het hulle gesê, okay, goed, jy het nou maar huis toe gaan, hoor, en gaan werk nou maar daar op die plaas, gaan terug daar na jou ouers toe, en help hulle, en doen die familiebesigheid, en gaan boer, of gaan vang vis, of wat die geval ook al maar wees. As jy nou baie goed was, dan het hulle vir jou gesê, okay, jy kan nou skool toe gaan, in die tempel. En daar het jy nou gebly tot jy so 17 jaar oud was. En daar het hulle jou meer geleer, en hulle het jou verder geleer. Nou bitter min mense kon lees en skryf, so dit was alles maar mondelingse lering gewees. Maar die lering in daardie tyd het anders te gewerk as vandag se lering. Lering het nie net gegaan oor om kennis in jou kop te kry nie. So jy kan toets skryf, jy kan kyk, ken jy al die goedjies wat ons vir jou geleer het nie. Lering in die Bybelse tyd het gegaan oor vorming, nie oor kennis nie. Dit is 'n groot verskil om vir iemand kennis te gee en om iemand te vorm. Dit het gegaan oor vorming. En as jy nou so 17 jaar oud was, dan het die meeste van hulle maar teruggegaan plaas toe, of teruggegaan na, dan was daar eintlik net 'n klein groepietjie wat oorgebly het, wat nou regtig die beste en die skerpste en die slimste en die beste van die beste ouens was. En daardie ouens kon dan 'n rabbi volg. En 'n rabbi was 'n leermeester gewees. Of soos wat ons hierdie oosterse verhale ken, 'n master. Nou ooit hierdie Chinese goeters gesien wat karate leer, en ons daar 'n master. Ken die een van Karate Kid, wax on, wax off. En dan vra hy, hoekom moet ek hierdie kar staan en polish? Jy weet, maar dit is vorming en so aan. Jy hoef nie te verstaan hoekom jy moet doen nie, polish jy daai kar. So, die van julle wat daai fliek ken. En so dit was so meester gewees. En die volgelinge het dan agter hierdie meester aangeloop, en nie net die kennisgedeelte opgedoen nie, maar die vormingsgedeelte. Hoe hy leef, hoe hy optree, wat hy sê, wat hy doen, wat hy nie doen nie. Dit is wat 'n volgeling was in daardie tyd. Hulle moes iets neersit, en vir hulle as vissermanne was dit maklik om dit neer te sit. Veral as die rabbi jou kies, en jy hoef nie jou CV in te vul, en vir die rabbi te stuur, of om te sê, hier's my punte van toe ek 5 jaar oud was tot 12, gaan vra maar, ek ken die Torah uit my kop uit, vra my enige vraag, ek gaan vir jou antwoord. Ek was tot op 17 daar gewees, ek kan jou nou 'n klomp meer goedjies vertel daarvan nie, en dan sê die rabbi, okay, goed, het lyk vir my, ons gaan jou traai gee, kom val hier in die bus, en kyk maar wat ek doen.
sit daar aan die agterste stoel en bly stil. Nee, jy hoef nie. Dit werk anderste om met Jesus. Hy sê, kom jy. Hy is die een wat kies. En wat so mooi is van hoe God werk, is wie hy kies. Dit maak nie vir hom saak of jy die mooiste, of die sterkste, of die slimste is nie. Want sy waarde, wat hy in jou toevoeg, is nie dit nie. Sy waarde is jouself, wie jy geskep is, en wie God jou gemaak het. En dan kies Jesus, hulle kies nie hom nie, kies hierdie gewone vissermanne, gewone ouens. En hy sê vir hulle, maar ek sal van julle iets maak. Nou, ek het so 'n foto daar ernsste van Michelangelo, die groot beeldhouer. Ek weet ook nie of dit regtig is hoe hy gelyk het nie, maar dit is die prentjie wat hulle vir hom kon opgespoor het, Michelangelo, die beeldhouer, wat beelde gekap het, uit rotsuitvorming gemaak het. Daar is 'n hele galery met van sy beeldhouwerk wat nooit voltooi is nie, maar 'n beeldhouwer kap en klip en hy kap stukkies weg, totdat op die ou end van die dag daardie beeld daarso is. Die belangrike ding om te weet van hierdie vorming is dat dit is nie 'n onmiddellike ding nie, dis 'n proses, dis iets wat tyd vat, wat jy moet tyd gee, gevorm in God se hande. En dit is wat Jesus dan doen, en hoe het hy nie hierdie disippels se lewens verander nie? Hoe het hy nie van hulle vissers van mense gemaak nie? Dink so 'n bietjie terug aan die resultaat van hierdie disippels maak van hierdie vissermanne. Hoeveel mense visse dink julle het hulle gevang op die ou end van die dag, nadat Jesus met hulle klaar is? Totdat die nette skeur. Totdat daar die nette skeur. En selfs al is hulle nie meer in hierdie lewe nie, vang hulle nog steeds mense visse. Elke dag. Want God het hulle geleer en so gevorm. Dit is wat met jou gebeur as jy in God se hande is. Dit is wat gebeur as jy God volg, as jy Jesus volg. Hy maak van jou iets groter as net jou werk. Hy vat die fokus af van dit wat jy moet doen na mense toe. Baie van ons is verskriklik taakgeoriënteerd. Is dit nie so nie? Dit wat jy doen, of dit kan gebeur en dit gebeur, dit wat jy doen, is belangriker as die mens met wie jy dit doen. Ek wil nou niemand shame nie, maar ek vind dit baie keer in die staatsdiens. Jy weet, jy is nou maar net daarso en jy moet nou maar sit. Maar ek gaan nou vir jou aandag gee, want my werk is die fokus. Jy wat daar so sit op 'n stoel wat stikkend is, wat dalk siek is, en wat een of ander probleem het, dit is nie vir my 'n probleem nie. Ek doen my werk sê,
so en so. Hy sê vir hulle, julle is vissers, jy kan net jou werk doen, maar ek kan jou 'n visser hou, ek gaan net jou fokus skuif. Ek gaan jou fokus skuif weg van die werk af na vissers van mense. Na mense toe. Hy sê, wat ook al jou werk is in hierdie lewe, ingenieur, dokter, wat dit ook al is. Skuif jou fokus weg van die belangrikheid van my werk na die belangrikheid na mense toe. En hoe ek met mense werk binne 'n bepaalde opset, dan kry my lewe meer sin. Dan is dit nie 'n nuttelose lewe waar jy op 'n stadium by 'n punt uitkom en vir jouself vra, maar hoe 'n ongeluk het ek hier uitgekom nie? Wat maak ek hier in die eerste plek? En is in alle waarskynlikheid omdat jy die verkeerde goed gevolg het. Verkeerde persone gevolg het. Die verkeerde invloede jou laat vorm het. Om Jesus te volg, om God te volg, gaan eintlik oor een baie belangrike saak, en ek dink dit is die laaste ding wat ek moet aanspreek voordat ek afsluit. En dit is gehoorsaamheid. Ek dink dit is iets waar daaroor heeltemal te min gepraat word. En iets wat geweldig onderskat word, om gehoorsaam te wees. Jy kan nie Jesus volg, jy kan nie God volg as jy nie gehoorsaam is nie. Dink nou net vir 'n oomblik. Hoe sou vandag gelyk het as Adam en Eva gehoorsaam was? Hoe sou dit gelyk het? Hoe sou ons lewens lyk as ons gehoorsaam is aan wat God doen? Wees gehoorsaam as die Here vir jou sê, vergewe. Wees gehoorsaam as die Here vir jou sê, jy moet vir die weduwee wees en jy moet vir die armes sorg. Volg my, kyk, dit is wat ek doen. Gaan lees die evangelie, ek maak daai ene gesond, ek is besig met daai ene, ek help die ouens wat arm is, ek gee vir hulle brood, ek gee vir hulle vis, ek vermeerder dit vir hulle, ek leer hulle, ek leer ook vir jou, ek sê, hê jou naaste lief soos jouself, hê jou vyande lief, moet hulle nie verag nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, gehoorsaamheid. Jy kan nie God volg, jy kan nie Jesus volg as jy nie gehoorsaam is nie. En jy kan nie gevorm word deur dit as jy nie gehoorsaam is nie. Ja, maar dit is swaar, dit is moeilik. Dit voel vir my of ek van self hier binne moet doodgaan as ek al hierdie ander goeders doen. Wat van my? Wat van my behoeftes? Wat van die goeders wat ek so graag wil hê, wat ek so graag wil doen, my ambisies. Volg jy net vir God? Doen jy net wat hy vir jou sê? En jy sal uitkom waar jy moet wees. En jy sal meer hê as wat jy ooit gehad het. En jy sal gelukkiger wees as wat jy ooit met jou eie pogings om jouself gelukkig te maak in hierdie lewe kan wees. Wees gehoorsaam. Volg Jesus. Moet hom nie van ver af volg nie. Moenie ver agterloop en sê, nee, ek sien hom so nou en dan. Sien ek hom. Daarvoor, ja, daar gaan hy. En so ek moet seker nou soontoe gaan nie. Moet hom nie van ver af volg nie. As jy hom van ver af volg, is jy net 'n aanhanger van hom. Volg hom van naby.
Volg hom van naby, lees, studeer. Kyk, wat het hy gedoen? Hoe het hy gewerk? Wat het hy gesê? Hoe is dit van toepassing op my lewe? Moet hom ook nie net so af en toe volg nie. Ek sal hom op 'n Sondag volg, maar nie op 'n Maandag, Dinsdag, Woensdag en 'n Donderdag nie, of 'n Vrydag, of 'n Saterdag nie. Veral nie op 'n Saterdag nie. Nee, volg hom elke dag. Volg hom gereeld, nie net so af en toe nie. Om die fokus van wat jy doen te verander, om anders te dink oor dit wat jy doen in die lewe. God het my nie geroep om 'n dokter of 'n ingenieur te wees nie. God het my geroep om met mense te werk, mensgeoriënteerd te wees. Mag jou beroep en jou fokus ook skuif. En selfs al het jy nie meer 'n beroep nie, dalk is jy al met pensioen en afgetree, volg juist dan nog soveel meer vir Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, dankie vir u woord, wat ons vanoggend kom uitnooi en herinner daaraan dat ons u moet volg, van naby moet volg. Dat ons bewus moet wees van, as u ons nie vorm nie, dan is iets of iemand anders te besig om ons te vorm. Maar dat ons vanoggend daardie keuse het van wie of wat is dit wat my gaan vorm? Is dit maar die wêreld en elke dag se goedjies wat met my gebeur? Of volg ek u en volg ek u naby, dan volg ek u elke dag. Help ons daarmee, Here. Dit is vir ons so maklik om te verdwaal. Dit is vir ons so maklik om ander paadjies te begin volg wat vir ons mooi en aanloklik lyk. Omdat dit soveel beter lyk. Maar u, Here, u ken ons en u weet dat deur u te volg ons die rykdom en die geluk wat u vir ons wil gee, navolg. U goedheid en u guns en die volheid van die lewe sal ervaar. Maak ons gehoorsaam, Here, sodat ons nie net sal hoorders wees van die woord nie, maar ook doeners. Dat ons nie net nog kennis en nog meer kennis sal opdoen nie, maar dat ons lewens deur dit wat ons sien u doen, verander word. Daarvoor het ons nodig dat u ons lei deur u Heilige Gees, want uit onsself is ons nie in staat daartoe nie. Vul ons elke dag, maak ons elke dag vol van die Heilige Gees, Here, sodat ons dit kan doen. Amen. Ons slotlied kom uit die Vonk liedboek uit en ons sing Vonk 63 verse 1, 2 en 3.
ontvang dan ook vanoggend die seën van die Here en gaan volg hom in vrede. Die Here sal julle seën en die Here sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en hy sal julle genadig wees, omdat hy vir jou omgee en omdat hy vir jou lief is. Die Here sal jou gebede verhoor en jou 'n goddelike vrede gee, verder as die vrede van hierdie wêreld. Ontvang hierdie wonderlike seën van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.